So ek wil vandag met almal praat wat in hierdie feestyd daai gevoel van joligheid moet beleef, maar dit nie beleef nie. Vir wie dit baie swaar gaan en vir wie voel hulle moet net probeer aangaan in hierdie tyd. So ek gaan nie praat oor skandale en titels en wat ek ook al geskryf het en so nie. Ek het nie hierdie dokumentêr begin omdat ek iets wou bewys nie. Ek het dit begin omdat ek moes praat en omdat ek moes probeer verstaan. En daar het nou baie dinge al gebeur sedert ons die dokumentêr begin kyk het en die regtig die traction wat en die views wat in hulle 100,000 nou begin ingaan, maar die boodskappe wat begin inkom, het honderde van mense wat sê jou storie het my laat aanhou. Ek het my eie situasie anders begin sien, het jy nou gesien. Ek het besef, ek is nie klaar nie. Jou storie inspireer my, en ek het nie dit voorsien nie. Ek het maar net vertel. Maar toe het ek ook skielik besef, jy weet, miskien het, en dit is moeilik om te sê, want dit is 'n moeilike tyd gewees, maar miskien het alles wat met my gebeur het 'n doel gehad, jy weet, 'n groter doel as ek. Miskien moes ek val sodat iemand anders en hierdie mense wat nou luister kan opstaan. Miskien moes ek stil gemaak word sodat ander weer hul stem kon vind, soos wat ek besig is om dit te doen. En na gelang van dit nou, luister mooi vandag wat ek vir julle wil sê. Jy hoef nie almal te oortuig nie. Jy hoef nie almal se goedkeuring te hê nie. Jy hoef nie te lewe volgens mense wat jou ken net deur 'n opskrif nie. Al wat jy moet doen, is jy moet getrou bly aan dit wat jy weet waar is. Daar gaan mense wees, en mense love dit. Hulle wil jou probeer definieer deur jou laaste oomblik. Moenie vir hulle daardie mag gee nie. Jou laaste oomblik is nooit jou einde nie. Dis dikwels jou begin. Hou vas in jou geliefdes. In hierdie tyd hoop ek julle is almal by julle geliefdes. Daai voorreg wat jy kan hê, want dit is 'n voorreg. Want dit is een van die min goed wat oorbly as alles val. Hulle is jou ankers wanneer die see wild raak. Vertrou die mense wat jou ken as die ligte af is. Weet nie die mense wat jou ken as dit maklik is nie. En dit is moeilik om hulle uit te ken, maar deur die proses waardeur ek was, weet ek onwrikbaar wie's naby my en wie's nie. En as die wêreld jou probeer breek, staan stiller, word sterker, word sagter. Sagter waar dit saak maak en harder waar dit nodig is. En ek het dit nie gedoen nie. Ek was die sagter ene. Ek is nie spyt daaroor nie, maar as ek dit in oënskou neem, weet ek kon dit anders benader het. So ek glo vandag meer as ooit, jy weet, daar is betekenis in pyn. Daar is waarde in struikel en sukkel veral, want ons almal, jy weet, meeste mense wat ek ken sukkel. Maar daar is hoop in aanhou. En ek weet nie presies wat voor lê nie. Maar wat ek wel weet is ek is nog hier, ek praat nog en ek skep nog, en solank ek dit doen, ben ek. En jy moet weet, jy ook. As jy vandag voel jy's vas, jou wêreld, weet, as jy voel jou wêreld het jou uitgeskuif soos wat jy dit geken het, as jy voel jy's nie meer welkom nie, jy weet, in 'n plek waar jy dalk eens geblom het nie, as jy al ver weg van daai plek af is nie, onthou dit net. Jy's nie verwerp nie, hierdie Vader verwerp ons nie, hy herlei ons. Hy breek ons nie, hy bring ons naby, hy buig ons baie ver, maar hy vorm ons. Jy is verseker nie klaar nie. Jy moet dalk net anders begin. Jy kan nie toelaat dat die narratief wat ander oor jou skep
jou denke begin beheer nie. Nie vir een dag nie, jy weet, nie vir een oomblik nie. Want hier is die waarheid, jy weet, wanneer mense oor jou praat, dink hulle nie aan jou nie. Moet jouself nie vir 'n oomblik blaf met daai gedagte nie. Hulle dink aan hulle self. Selfs mense wat jy gedink het naby aan jou is, hulle praat om hulle eie posisie in die lewe te regverdig. Hulle praat om hulle eie keuses beter te laat lyk. Almal soek justification. Hulle praat om hulle eie vrees, hulle jaloesie en meestal mislukking te masker, want almal val, almal misluk op hulle eie manier. As jy dit toelaat om jou gedagtes te vorm, dan gee jy mag weg wat nooit hulle sin was nie. Jy moet sterk wees. Jy moet vorentoe val. Dis die ou Denzel Washington motivational ding wat ek so baie keer oor kyk. Maar die belangrikste is, jy moet in jou waarheid glo. Jy weet, ek het begin terugkeer na my waarheid, nie die een wat ander oor my geskep het nie. En het was nogal 'n bewustelike besluit wat ek moes geneem het, want met die ongenaakbare media blootstelling wat ek moes deurkom, het elke ou opinie oor my gehad, weet, maar ek het die een geleef en ek kon dit onderskei eventually. Jy weet, 30 jaar lank as 'n werkende mens, lank voor dit as 'n student, nog voor dit as 'n leier op skool. Ek weet wie ek is. Ek weet wat ek gebou het. Ek weet wat ek opgeoffer het. Jy kan nie toelaat dat mense wat nie jou lewe leef, jy weet, mense wat nie jou laste dra, mense wat nie jou opofferings ken, jou definieer nie. Jy weet wat ander van jou dink beteken, soos my ma altyd gesê het, sweet blow nothing. Hulle lewe nie in jou kop nie. Hulle dra nie jou verantwoordelikhede nie. Hulle word nie 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week met jou gewete wakker nie. Jy weet, vir ons het, en my ma het altyd gesê, jy weet, en ek het dit aangeleer by haar nou, maar vir 23 jaar het ons in hierdie bedryf opgeoffer. Het was nooit 'n besigheid wat geld gemaak het nie. Het was 'n besigheid wat ander mense betaal het. Het was 'n besigheid wat vir ons 'n passie was, wat soos 'n silwer draad deur ons lewe geloop het. Jy weet, ons het finansiëel opgeoffer, ons het emosioneel opgeoffer. Vir fietsry, vir gemeenskappe, vir die skep van ervarings, vir Afrikaanse musiekliefhebbers, vir oomblikke wat mense saamgebring het. Dit was nie maklik nie, dit was nooit gemaklik geweest nie, dit was altyd 'n stryd geweest, want dit is nie 'n money spinning industry nie. Maar dit is eerlik. So as ek vandag vir julle iets kan sê in hierdie tyd waar dinge stil raak en mense tyd het en hulle gedagtes met hulle begin allerhande nonsens inprent. Jy weet, leef jou waarheid. Staan op jou storie. As jy fokus op wat jy bereik het, fokus op wat jy is, laat niemand jou aflei van wat jy probeer bou het nie, of nog steeds bou nie. Jy hoef nie almal te oortuig nie. Jy weet, hou net aan. Ek weet nie, ek raak emosioneel as ek oor die gepraat oor, want dit is moeilik in die lewe, maar jy weet, aan die einde van die dag is dit nie hulle stemme wat tel nie, hoor. En dis die een waarmee jy saans moet gaan slaap, dis jouself en jou geliefde, en as jy bevoorreg genoeg om dit te hê, het jy niks anders nodig nie. So hou aan, glo weer en wees trots. Dankie baie.